Goeiemôre vriende, op hierdie maandagoggend, die 24ste Augustus 2026, begin van 'n week. Mag dit vir julle 'n wonderlike week wees wat voor julle uitstrek en mag julle sommer net die Here se liefde in oorvloed ervaar hierdie week. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Dankie Vader dat ons U kan aanbid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan nou sommer met julle aan hier so by 1 Petrus 1. Ons het nou gister 'n bietjie stil gestaan oor 'n vreemdelingskap, wat beteken dit om eerbied vir God hê. En dan gaan ons aan hierso wanneer hy dan kom sê, Paulus kom praat met die mense wat uit die provinsies is en vir hulle kom sê, hoor hierso, julle moet inderdaad met julle eerbied vir God hê, julle moet onthou dat julle vreemdelinge in hierdie wêreld is. En dan sê hulle, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos met silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie, né? So ek kom sê net vir hoor hierso, julle is nie met deur goed losgekoop nie. Hoe is julle losgekoop? Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Vriende, onthou ons is in daai tyd is in 'n tyd gewees wat die mense maar onlangs tot bekering gekom het. Ons moet dit altyd onthou. Dit is die konteks. Hierdie mense is versprei in die provinsies in die Romeinse provinsies. So hulle het nou kom herinner Petrus hulle net weer. Ek wil sê vir hulle, hoor hierso, onthou nou, julle is nie deur middele nie, dis nie soos 'n ruilhandel wat jy het, jy betaal goud of silwer, jy gee vir die ou dit, jy hou dit, dan gee hy vir jou dit nie. Julle is nie deur so iets losgekoop nie. Kom sê Petrus vir hulle, julle moet nou mooi onthou, kom sê hy vir hulle. nee, kom sê hy vir hulle, julle moet baie mooi onthou. Inteendeel, julle is losgekoop deur die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Toe hulle weet nou wie is Jesus, né? Hulle het mos hom nou aangeneem, so hy skryf vir hulle. So hy kom sê, kom ek sê dit weer vir julle, dit is nie sommer so nie, dit het 'n groot offer gekos om vir julle los te koop, om julle te kry waar julle vandag is. Dit is 'n moeëse ruiltransaksie. En daai ruiltransaksie het eintlik iemand se lewe gekos. Kom sê hy vir hulle, né? Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Baie ongelooflik ook wat hy hierso sê, né? Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. So Jesus het nie sommer hier op 'n kol net verskyn nie. Jesus was van die begin af daar, was van die begin af God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En daarom kom sê Petrus vir hom. Hy kom sê reeds voor die skepping van die wêreld af is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Daarom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig, né? So hy kom praat met hierdie mense, hy kom versterk hulle geloof hier. Hy kom sê vir hulle, hoorie, dis die manier wat julle moet weet. Julle is nie sommer net nie. Julle is nie losgekoop deur goud nie. Julle is nie losgekoop deur enige strooi snaakse ding nie. Julle is losgekoop deur die bloed van Jesus Christus. Kom sê hy vir hulle, né? En dan gaan hy aan, hy sê, nou dat julle, nou skielik moet ons hier so stop. Kom ons stop net hier so. Al is dit nou 'n kort volgende. Kom ons stop net daarso, né? Kom ons lees vir hierdie stukkie. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos of silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie, né? Toe hulle nog heidene was nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur Jesus Christus, glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Vriende, dis eintlik 'n verskriklike belangrike stuk en mense kan so maklik net oor hom lees, né?
Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.